Vanmôre gaan ons gesels oor bevry van my eie poging. Of ek kan sê, bevry daarvan om self te probeer. Maar, onder daai te kom, wil ek eers bietjie hoor, ek kom jy pap geëet vanmôre, al die seuns. Nee, ek hoop jy het julle pap geëet, want ek kom met wie sterk hierso, laat ek bietjie sien. Laat ek bietjie sien. So, jy met die rooi en die daar, jy gaan vir my opkiek en jy kan opkom. Jy kan ook gaan opkom. Tyler, jou? Kom ons kyk bietjie, nee, Tommy nie, julle kom ons nou gesê nie. Wie staan nog gesterk? Daniel en Sean, kom Sean, laat ek kom. Laat ek kom. Jy kan op die kom Sean. Okay. Wat is nog sien, wie is nog sterk? Ja, nee. Ja, kom. Okay, laat ons bietjie sien, wie sterk is hierdie manne vanmôre. Right, hulle. Ouens, julle gaan 'n baie eenvoudige taak hê. Okay, julle gaan elkeen 20 sekondes kry om my speaker op die stand te sit. Okay? Dit 20 sekondes gee. Alright? Jy kan dit in 20 sekondes doen. Julle kan 'n plan beraam. Okay, maar jy moet dit doen. Ek gaan die reward kry. Okay. Hier is 'n KitKat op spel hierso. Hierdie is 'n spesiale protein enriched KitKat. Sodat julle natuurlik kan help. Onthou, ons moet die proteïenmolekules terugsit wat verbrand is. So, right nou, ek gaan my timer uithaal hierso. Okay, dan gaan ons julle elke keer 'n kans gee vir 20 sekondes. Julle hier onder met 'n alarm so bietjie kan aanseer, hè? Anders gaan dit van nog moeiliker wees. Okay, ek het my stopwatch hierso. So, ek het eers gaan 3, 2, 1 go. Yes, jy is sterk, jy het so hard taal. Kom, kyk net op. Ek het probeer op die stand kry. Probeer om op die stand kry. Jy het 10 sekondes, kom. 3, 2, 1, stop. Okay. Right, ek het hier. Okay, maar baie, ek gaan maar Right, hierdie is spesiale camp speakers. So hulle is baie swaar, hulle nie breek. Okay. Jy weet. Ek gaan weer kom staan, hè? Jy reg. 3, 2, 1 go. Kom so.
Go, 3, 2, 1, go. Kom Iggy! Wat is dit? Kom hier, Les. Ja! Okay. Okay. Ignas was hy te swaar geweest. Jy kan hom nie opgetel gekry het hier nie. Nee, dit was net te veel geweest. Jy het al die klaar gespan. Ek sê jy was ook slim op geweest. Jy het ons gedra en alles. Jy het hom hoog opgetel gekry, maar hy was nog steeds net te swaar. Jy kon dit nie reg kry nie, nee. Maar Ignas het iets gedoen wat dit anders gemaak het. Ignas het gesê, "Waarom doen jy dit?" En omdat jy dit gesê het, gaan ek vir jou chocolate gee. Okay. Ignas het gesê, "Waarom doen jy dit?" En in ons lewe is so, ons sonde en alles wat so gebeur in lewe is net te swaar vir ons, né? Nee? Dan lê die speaker op die grond. Daarom is dit makliker as wat ons dink. Okay? Al wat jy iets gedoen het is gesê, "Waarom ek kan nie, sit jy op." Dis al wat jy moet gedoen het. Daar was ek het nie reëls gesê dat jy dit nie mag doen nie. Niks al wat jy moet gedoen is gesê, "Waarom doen jy dit?" Nou dit is dieselfde so ook as dit kom by Jesus en ons verlossing, genade. Ons het besef, ons kan nie die ding doen. Dit is net 'n groot werk vir ons. Ons kan nie hierdie ding, hierdie las op ons vat nie. Ons kan nie ons verhouding met Jesus regmaak nie. Daarom doen Jesus dit. Okay. Jesus, daar staan in die Bybel, Jesus Christus het ons kom bevry van onsself te probeer. Ons het nie meer te probeer om genade te kry en ons verhouding met Jesus reg te maak, met God reg te maak nie. Want Jesus het dit klaar gedoen. As die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Johannes 8 vers 36 sê dit. Nou dit weer 'n hulp nodig. Maar so nou vir julle 'n bietjie meer raai kom. Wie wil julle hou van geskenke? Julle like dit, nee? Wie hou nog van iets te kry? Ek hou van wie hou nog van iets te kry? Wil jy nog van iets te kry, Willem? Daar sê, ons hou almal van iets te kry, solank dit nie pak is. Niemand hou nog van pak te kry, maar enigiets anders. Persente en al sulke dinge, nee? Ons hou nog van iets te kry. Nou, ek het nog gedink, wie wil my gaan help? Ek wil nog iets doen. Dat ek gou sien, ek sien. Oh, ek sien. Karla, hoe help jy my nie? Karla, waar is Karla? Daar sê, dat is Karla kom jy voor. Geef my Karla aan die klap, sy kan my help. Karla, daar binne is iets. Ek maar kyk. Binne is ek seker as iets hier daar binne. Kyk of jy dit ons kan uitkry. Jy mag probeer weer.
Daniel het vanoggend nie gekom en ek wou weet waar binne is en toe hier agteroggend het ek 'n koevert gekry. Dit was gewoonlik met 1% op 'n koevert ding. Ja, ek weet nie. Kyk hoe jy bedoel. Wat dan? Baie goed verder. Okay, maak hom bietjie oop. Kom kyk wat jy oplossing. Yes! En dan wat is nog ander? Okay, kom ons kyk of ons die stof kan kry. Oké, kan. Right, dus dan moet je dit samen kijken. Je hebt het probleem gehad, hè? Dat was iets dat binnen voor jou geweest. Belangrijk probleem, oké. Maar ons kon in die kast kort krijgen, al het je probeer op de lockpick. Oké. Toen geef je een koevertje. Maar daar staan die oplossing is hier binnen. Het was baie subtiel geweest wat dit betekent. Die oplossing is hier binnen. Wat was hier binnen geweest? Een sleutel, zeg je dat? Een sleutel. En die sleutel het een kierie aangehad, gesê waar die sleutel is. Nee, wat is dit geweest? Daar op gestaan, wat op daai plaatjie gestaan? Jesus. Okay, so Jesus was die oplossing om die geskenk op te maak, nee. Ja. Okay. En toe daar binne inkom, dis daar 'n geskenk spesiaal vir jou, nee. En toe jy hom oopmaak, wat was die woord gewees? Genade. Genade. So dit beteken Jesus is die oplossing dat ons die geskenk van genade kan kry. Dis baie cool. Sê gee aan die kap, dankie daarvoor. Die oplossing is Jesus. Julle ouens, ons het genade nodig in ons lewe elke dag. Maar om by genade uit te kom, kort ons Jesus. Verstaan julle dit nou? Genade is 'n geskenk wat ons kry. Ons kry die geskenk omdat Jesus dit vir ons oopgesluit het. Omdat Jesus vir ons genade oopgesluit het, kry ons dit. So Jesus is ons toegang tot, wat is die woord? Okay. Maar nou, genade trek 'n steen deur sonde. Dis hoekom belangrik so, dis hoekom genade so belangrik is omdat genade sonde oorwin. Okay, nou luister nou mooi. Genade oorwin sonde. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf en so het hy vir ons genade gegee. So Jesus is die oplossing om sonde te oorwin. Dit beteken ek kan elke dag so mooi lewe soos ek wil lewe. Eventually iewers gaan ek dalk iets verkeerd doen. Maar dan kom Jesus en hy sê, weet jy wat? Dit wat jy verkeerd gedoen het, wat miskien die verhouding tussen jou en God kan bietjie skade doen. Dit gaan ek wegvat.
want ek gaan die genade aan jou betoon. Dan sê ek hier. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Nou wat hierdie gedeeltjie vir ons sê, is wat ons vanoggend geleer het. Kon julle die speaker self optel? Maar ek kon. So kan ons eie sondes vergewe? Nee. Wie kan? Jesus. Okay. So dit ons begin. Dan gaan ons net en sê, daar's 'n geskenk, en die geskenk is genade, en wie het ons nodig om genade te kry? Jesus. Baie mooi. En as ons daai genade het, dan is ons verhouding met God. Dit wat ons na God toe kan gaan, en dan moet hom kan bid, met hom kan kyk. Dit alles is dan reg. Okay. But wait, there is more. Hoekom is genade belangrik? Hoekom dink jy is genade belangrik? Yes, dis belangrik. Wat nog? Kon ek is genade nog belangrik? Yes? Om vir Jesus te bid, ja. Genade is belangrik, want ons maak foute. Ek wil vanmôre iets wys en ek wil 'n storie vertel. Het jy al ooit vir nog 'n kans gevra? Toe ek klein was soos julle, ek wil 'n storie vertel. Het ek en my boetie en my pa op Sondag krieket gespeel voor die huis. Waar is my boetie? My boetie staan voor. Dis my boetie daai. Hallo. En wat gebeur het was, ek was die jongste, my boetie is 7 jaar ouer as ek, en my pa baie. En ek kan nie altyd lekker speel. So wat gebeur het is, dan het hulle ons nou onderarm vir jou gegooi, né? En dan kom daai bal, 'n helder groen bal na jou toe aan. En jy staan mis. Op die eerste keer. En jou boetie se korrel is altyd reg. En gooi jy die paaltjies om en jy's uit vir 'n dag. Jy het eers een keer 'n kans gehad om te bid. Hoe dink julle het nou gevoel? Dan het ek gesê, wat? Dan sê ons wat? Ag, kan ek nog 'n kans kry asseblief? Kan ek nog 'n kans kry? Ek beloof ek sal die bal help staan volgende keer. Nee? En weet jy wat dan het gebeur? Die coolste ding ooit. My boetie en my pa het my nog 'n kans gegee. Hulle het gesê, jy kan nog 'n kans kry. Okay, bro, en dan staan my boetie bietjie nader, en dan gooi hy stadiger, en dan kan ek die bal slaan. En as ek my bal geslaan het, en hy het so getrek deur die lug, en hy het reguit vir die agterste bome gegaan, maar as die bal nooit weer gesien het, dan was ek die gelukkigste man in die wêreld. Julle, en dit het my hartjie so bly gemaak. Nou imagine jy is nou ek, en jy staan in bed, en die lewe, jy is besig om te bed in die lewe, en jy maak 'n fout. Ons almal maak foute. Jy maak 'n fout, en jy sê, o God, nou het ek 'n fout gemaak, en jy sê, ag Jesus, ek is so jammer, kan ek asseblief nog 'n kans kry? Wat gaan Jesus sê? Hy gaan sê, ja, jy kan nog 'n kans kry. En weet julle wat noem ons dit? Genade. My boetie en my pa het aan my genade betoon, toe ek 'n kind was, toe ek nog 'n beurte gehad het om te bid. En my hart het my gemaak. Het ek die genade verdien? Nee, ek het nie nog 'n kans verdien, want ek het die bal misgestaan. Ek is uit. Die spel reëls het gesê, ek is nou uit. My paadjies is om, en ek is nou uit. Maar, hulle het gesê, ons wil graag vir jou genade betoon, graag aan jou genade gee, dat jy kan anders speel. En weet julle wat, dit het my hartjie bly gemaak. En so ook as Jesus vir ons genade betoon, maak het ons hartjies vreeslik baie bly. Dit beteken hoe ons dink verander. So,
Bybel sê ook vir ons, en Paulus sê vir ons, ons moet toelaat dat God ons denke vernuwe. As ons genade so baie van Jesus gekry het, as ek so baie genade van my boetie en my pappa gekry het, nee, dan beteken dit ek sal ook daai genade betoon aan ander mense en so lewe. So dit beteken, as ek besef wat Jesus vir my gedoen het, en dat ek regtig vry is en dat my verhouding met God reg is, gaan ek anders dink. En weet julle wat gebeur as jy anders dink? Jy doen anders, jou dade verander. Hoe jy optree, wat jy doen, en wat jy vir mense gee, en die omgee wat jy vir mense het, al daai goed verander. En hoe jy met die lewe ding verander. En hier is die belangrikste ding van alles. 'n Mens kan so deur die lewe loop, en sê, ek is so sondige mens, ag, tog, ek moet eerder net in 'n kamer bly, en net daar sit, en, dit is so sondig. Maar Jesus het gesê, hy wil jy moet so lewe nie. Jesus het gesê, kom ons gaan, jy moet saam, jy moet bly wees, jy moet happy wees, jy moet spring op en afspring, leef. En weet jy wat, in daai tyd gaan jy dalk 'n fout maak, maar as jy maak, moet jy besef, my genade het jou sonde oorwin, en daarom, as dit gebeur het, dan is jy so, wow, ek kan lewe, ek kan vry wees, en ek kan die lewe geniet, wat die Here vir jou gegee het, en nou moet jy gaan sê, yes, jy weet die? Yes, that's it, want Jesus het ons verlos. So kom ons sê, wat is die belangrikste woord wat jy vanmôre moet hoor? Genade. Ok, kom ons sê vir dit, wat het ons geleer? Kom ons wat gou saam vanmôre. Ons het geleer dat daar is seker goed ons nie kan doen nie. En as ons daai goed nie kan doen nie, dan moet ons hulp vra. En as ons vir Jesus hulp vra om ons lewe reg te leef en hulp vra om ons verhouding met God reg te maak, dan gaan hy dit vir ons doen. Daai hulp kry ons wanneer ons Jesus as 'n sleutel gebruik om die geskenk van genade oop te maak. Die geskenk van genade neem ons aan en ons sê, genade maak ons vry van homself te probeer. Jy hoef nie myself te probeer om myself te verlos nie. Jy hoef nie te probeer met allerlei mooi dade en goedjies nie. Jy moet net met jou verhouding met God, jou verhouding met Jesus leef. Jou verhouding met Jesus gaan maak dat jy 'n goeie verhouding met God het. Dis baie eenvoudig, dis baie maklik. Dis regtig so maklik soos dit. Baie keer dink ons is so moeilik. Al wat jy moet doen is gee jou lewe vir Jesus en leef saam met Jesus elke dag. Jesus het die prys betaal. Jesus het die sonde op hom geneem. Jesus het die sonde oorwin. Deur genade is ons almal vry. En dan kan ons sê, yes. Right, kom ons bid saam.